Vandag vier ons Drie-eenheid Sondag. Die wonder van God wat hom aan ons bekend gemaak het as Vader, Seun en Heilige Gees. Een God wat skep, wat verlos en wat altyd by ons is. Ons vier op die heilige nagmaal. Ons word almal genooi na die tafel van Christus toe, waar ons in die geloof gevoed word, waar ons gemeenskap van gelowiges ervaar en waar die hoop in ons weer nuut wakker gemaak word. Mag ons vandag met oop harte die misterie van die drie-enige God aanbid en sy teenwoordigheid opnuut beleef. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Here, lei ons op die regte paaie. Wanneer ons onseker is, wys U vir ons die weg. Wanneer ons swak is, versterk U ons. Wanneer vrees ons harte vul, herinner U ons aan U vrede. Hou ons voet op die pad van waarheid. Bewaar ons van afdwaling en laat ons lewens vandag iets weerspieël van U wil en U liefde. Laat dit so wees. Geliefdes, genade en vrede vir ons van Hom wat is en wat was en wat kom. Van die Gees van God wat lewe en vernuwe. En van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, en die Here wat oor alles regeer. Mag sy genade ons dra, sy vrede ons harte bewaar, en sy teenwoordigheid ons geloof versterk, nou en in die week wat voorlê. Amen.
instelling van die nagmaal vanmôre in Matteus 26 vers 26 tot 35. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. En ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Geliefdes, die gemeente Sierfontein nooi u vanmôre, en dit is ons voorreg om u te kan nooi, om as kinders van God, om mense van die weg, Jesus volgelinge, te kom aansit aan die tafel van die Here. Kom ons word vanmôre in die gees weggevoer na daardie donderdag aand in die hoofvertrek in Jerusalem, toe Jesus die Paasete saam met sy disippels geniet het. Die aand toe Jesus gesê het: my dood maak die nuwe ooreenkoms en testament tussen God en julle geldig. Ons bedien vanmôre 'n aandsit nagmaal, met ander woorde, dit verskil so 'n bietjie van die Bybel, want hulle het aangelê vir nagmaal. En daarom gaan ons die naaste wat ons kom is aandsit vanmôre. Ek nooi vanmôre weer blok vir blok om te kom ervaar, om te kom smaak dat die Here vir ons goed is. Wanneer ek die blok nooi, stap jy na vore, jy kom sit aan, die tekens en die simbole word uitgedeel, en wanneer dit klaar uitgedeel is en alles is weer voor by mekaar, kan u, as u wil, 'n dankoffer op die tafel laat en opstaan en die plek gaan inneem. Vanmôre begin ons by die galery. Daarna die blok aan my linkerkant, dan die middelblok en dan die blok aan my regterkant. Met elke tafel sal daar 'n skriflesing wees, en as ek klaar gelees het, sing ons spontaan die Gesang 3 en 4, die Amen. En dan sal ek so kort oordenk oor daardie teks gedeelte hê. Onthou, dit is Drie-eenheid Sondag. Ons wil vanmôre so dink oor die Drie-eenheid. By die eerste tafel dink ons oor dat God, Vader, Seun en Heilige Gees is. By die tweede tafel dink ons daaraan dat God die Vader is. By die derde tafel dink ons daaraan dat God die Seun is. By die vierde tafel dink ons daaraan dat God die Heilige Gees is. As ons te veel is vir 'n tafel, dan moet jy maar net luister, dan sal ek 'n reëling tref wat daar rondom gaan. Vir nou gaan ek vra dat ons stil gebed sal hê, dat elkeen in hom en haarself sal stil word, die uitnodiging van die Here hoor, want hierdie is die Here se tafel. En die Here nooi al sy kinders uit wat in hom glo en sy naam bely. Dink daaroor en kom ervaar werklik dat die Here vir jou goed is. Terwyl ons hierdie stil gebed het, vra ek dat ons op die tafel sal voorberei vir die eerste tafel.
My broer en suster in Christus, hoor weer die uitnodiging van ons Here. Want sê vir die uitgenooides, alles is reg, die spesiale ete is voorberei en al die kos staan reg. Kom en kom hou saam fees. Vandag op 3-in-1 Sondag nooi God ons na sy tafel waar liefde, genade en gemeenskap is. Alles is gereed. Kom met oop hande en oop harte na die nagmaaltafel en beleef die vreugde van God se teenwoordigheid saam met jou broers en susters in die geloof. Tafel 1, kom. Die Here se tafel wag op julle. Daar's 'n stoel, kom ons kry daar. Wat is met daar aan so, dankie. Hierdie brood herinner ons aan die liggaam van Christus wat vir ons sonde geskeur is. Gebruik dit tot sy gedagtenis. As ons hiervan drink, dan dink ons aan die bloed van Jesus Christus wat vir ons sondes aan die kruis gevloei het. Gebruik dit tot sy gedagtenis. Johannes 14 vanaf vers 15 tot 31. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kon hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kan dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal
laat julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou sê ek vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom en hy het geen mag oor my nie. Maar die wêreld moet weet dat ek die Vader lief het en daarom doen wat die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hiervandaan weggaan. Terwyl ons wag vir almal om te kom sit, wil ek net sê, as ek so oor die gemeente vanmôre kyk, is my hart regtig warm. Warm oor die getalle wat hier is, maar ook warm oor al die jong mense wat hier sit vanmôre. En dit maak my hart ook meer bly, dat julle saam met ons hierdie voorreg deel. In Johannes 14, word ons nie net bloot beloof dat God by ons sal wees in moeilike tye nie. In Johannes 14 openbaar God eintlik op 'n baie mooi manier die drie-eenheid van God. Julle sal hoor dat ons nêrens in die Bybel een plek het waar die drie-eenheid van God volledig vir ons beskryf en verduidelik word. Maar oral deur die Bybel kry ons die drie-enige God aan die werk, soos ook hier in Johannes 14. Hier openbaar hy die hart van die drie-enige God. Jesus sê, ek, Jesus, sal die Vader bid, dat hy vir ons die Gees as voorspraak sal stuur. Hoor jy dit? In een sin, Jesus, die Seun, bid tot God die Vader om die Gees te stuur. Dit is God wat naby gekom het. Maar dis ook nie net eenvoudig nie. As ons mooi oor hierdie drie-enige God dink, is daar ook 'n stuk misterie, iets wat ons koppe nie kan verstaan of volledig kan verklaar nie. Ons kan maar lees en dink en skryf soos ons wil oor jare en eeue, maar sal God nooit volledig kan verklaar. Want God is God. God is die Almagtige. God is die gans andere. God is die God wat hom openbaar het as 'n Vader, 'n Seun en 'n Heilige Gees. Maar dit is ook nie net 'n teologiese leerstuk, met ander woorde 'n stuk teologie, 'n stuk uitgedinkte mense gedagtes oor die drie-eenheid van God nie. Dit is ook
'n stuk geloofsbelijdenis, wat ons in ons harte koester, deur te kan sê, ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit kom hier by ons. En wanneer ons sê, ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan moet dit ook sigbaar wees in my lewe. Vader, wat ons geskep het, op die aarde wat hy geskep het vir ons sy Seun gegee om ons te verlos, maar toe sy Seun opgevaar het hy Immanuel God geword, deur sy Heilige Gees, wat in ons kom woon het. Maar ons is onseker, moeg of bang raak in hierdie wêreld, word ons deur die Gees herinner van hierdie volheid, die grootheid van 'n God, wat ek en jy nie met ons God kan verklaar. Ons bid nie net 'n ver af God iewers in die hemel nie, maar ons aanbid 'n God wat ons so lief het, dat hy sy enigste Seun vir ons gegee het. Ons aanbid 'n God wat hier nou in en om ons woon. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een God wat hom op 3 maniere aan ons kom openbaar. Geliefdes, hoor die uitnodiging van die Here, kom die fees is klaar en ons is reg om te begin. Vandag op die eenheid Sondag nooi die Vader, die Seun en die Heilige Gees ons opnuut na die tafel van sy genade. Hier word ons herinner dat God ons nie op 'n afstand liefhet nie, maar ons nader trek in gemeenskap met hom en met mekaar. Alles is gereed, die brood is gebreek, die beker word gedeel en die Here se liefde wag op ons. Tafel 2, kom, die fees van genade is gereed en die Here nooi ons daarna toe. Om so lang gereed te maak vir hierdie 4de tafel wat ek sien gaan veel is, kan ek vra dat hier is nog plek vir 6 persone van die middelblok dan kom aan sit. Versproken. Hierdie brood wat ons breek, want ons gedagtes terug na Jesus se liggaam wat ons in die kruis gesteer is. Gebruik dit tot sy gedagtenis. Hierdie wyn wat ons drink, herinner ons daarom dat Jesus se bloed vir ons gevloei het, gebruik dit tot sy gedagtenis.
Ek lees ons uit Lukas 15 vers 11 tot 32. Gewoonlik staan daar die verhaal van die verlore seun. Ek wil dit 'n nuwe opskrif gee. Die verhaal van die goeie vader. Luister vanmôre na hierdie teksgedeelte en luister hoe dit die Vader in die drie-eenheid beklemtoon. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. En nadat hy alles deurgebring het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet. Maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan het van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Luister nou na die pa se hart en sy reaksie. Toe die seun nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen pa en teen God gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Die oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep die een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, die broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare het ek hard soos 'n slaaf vir pa gewerk. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa vir hom afstaan nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou, dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my. En alles wat ek het is joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggevind.
ons oor die drie-enige God nadink, sal elkeen van ons sy gedagtes na een of ander plek toe gaan. Dalk fokus ons op die Seun van God wat ons verlos het, of dalk op hierdie stadium in ons lewe op die Heilige Gees wat altyd by ons is. Maar het u mooi gehoor hoe ek die bekende verhaal vanmôre 'n ander opskrif gekry? Die verhaal van die pa. En nie net die verlore seun, soos ons dit altyd sê. Ek weet nie hoe het ons gekies, die Bybelvertalers gekies vir daardie opskrif oor die verlore seun nie, want dis een karakter, en dan is daar die ander karakter wat ons ook soms kan wees, die karakter van die oudste seun. Maar sentraal in hierdie verhaal, met klem, is die karakter van die pa. Die optrede van die goeie vader. In hierdie gelykenis van die verlore seun staan die rol van die pa sentraal. Ek lees dat nog voordat die seun sy skuld kom bely, nog voordat die seun homself kon verdedig het, sien die vader hom van ver af. Met ander woorde, daardie pa het gesit en wag. Altyd gesit en wag vir daardie dag en daardie oomblik as sy verlore seun net sal terugkom huis. Hoor jy daardie hart? 'n Vader wat nooit opgee met my en jou nie. 'n Vader wat altyd sit en wag vir my en vir jou om op te dag. En dan lees ons baie mooi, hierdie vader sit net daar en sê, kom 'n bietjie hier dat ek vir jou die Lewiete voorlees. Jy het daarom baie droog gemaak. En al die veld gemors. Nee, ons lees nie. Hierdie pa hardloop sy verlore kind tegemoet. Met oop arms gryp hy sy verlore kind, hy omhels hom staan hier, en hy begin met 'n nuwe pad. Dis God die Vader, vir my en jou. Hy hardloop ons tegemoet. Hy omhels ons en hy herstel ons. Geen verwyting nie, geen afstand nie, net sy genade en sy liefde. Die Vader se eerste reaksie is nie straf soos ons baie keer dink aan God die Vader wat die kwaai oomie is, wat iewers in die hemel sit en net wag om ons te veroordeel nie. Dis 'n warm hart, 'n omgee hart, ontferming, nie veroordeling nie, herstel, nie afbreek. So mooi wat ons hier ontdek van God die Vader. Nie afsydig nie, ook nie koud nie. Hy is die een wat met oop arms wag vir my en vir jou. Die Vader se hart is dis nie geslote as gevolg van my sonde nie. Die Vader se arms is nie toegevou as gevolg van my swakhede en my tekortkominge nie. Dis oop. Ten spyte van my swakhede, ten spyte van my foute, ten spyte van my sonde en my tekortkominge. Ons moet dit hoor. Want ons kan dit so maklik anders. Dink aan die kerk, wat God die Vader op hierdie aarde moet verteenwoordig. Die kerk se werk is nie om te oordeel en te verwyk en uit te kry nie. Die kerk se werk is om soos die Vader met oop arms te staan en te verwelkom, tegemoet te harte, mense vas te hou, in te neem, nie te maak, oor te begin. Gemeente, kom ons is almal van die Here afhanklik. Hy voed ons op sy tyd. En vandag op Drie-eenheid Sondag word ons weer herinner dat ons leef in die hand van die drie-enige God. Ook die Vader wat sorg. Alles wat ons nodig het, ontvang ons uit sy hand. Ek wil ook net voordat ek tafel 3 formeel verder uitnooi sê, Elisabeth en my ma gaan vanmôre nie by hierdie tafel aansit nie, maar die laaste tafel waar ek ook altyd nagmaal gebruik. Die kerkraad het daaroor gesels en gevoel dat ons ook as gesin
die voorreg sal hê om mekaar die nagmaal te bedien. So, hulle gaan weerskante van my sit vanmôre, by die laaste tafel, en ek gaan aan hulle die nagmaal bedien, en dit sal na die res van die tafel toe uitgaan. Ons sê dankie vir die kerkraad, vir hierdie goeie hart, hierdie omgee hart, van hulle om ook ons as gesin, in hierdie geleentheid te akkommodeer. Kom nader, die Here voed sy kinders op sy tyd, en nooi ons vandag na sy tafel. Hier gaan nog 'n klompie plekke wees vir daar sy, die tafel. Die mense wat nie weet, hierdie oom het 'n verskriklike mooi naam. Sy naam is Hannes. Brood wat ons breek, herinner ons aan die liggaam van Jesus wat aan die kruis gespeel is. Vir ons sonde en gebruik dit tot sy gedagtenis. As ons hiervan drink, herinner dit ons aan die bloed van Jesus wat aan die kruis vir ons sonde gevloei het. Gebruik dit tot sy gedagtenis. Johannes 14 vers 1 tot 14. Julle moenie ontstel wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Julle ken en as julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en ken julle my nie, Filippus. Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek en die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie. Maar het kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen,
omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Gees verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Johannes 14 praat ook oor Jesus. As daar staan, julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. Ons hoor hier die stem van die Seun van God. Ons hoor hier die stem van Jesus. Dis hy wat praat. Daardie deel van die drie-enige God wat sê hy het gekom om die Vader aan ons bekend te maak. Wanneer Thomas onseker vra oor die pad vorentoe, antwoord Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jesus wys nie die pad bloot na God toe nie. Hy sê hy is ook God. Hy is die weg. Hy is die pad na God toe. In sy woorde en in sy dade en in sy liefde en in sy offer aan die kruis sien ons die hart van God die Vader raak. Daarom sê Jesus ook vir Filippus, wie my gesien het, het die Vader gesien. Die Seun staan dus nie los van die Vader en die Gees nie. Maar hy leef in 'n volmaakte eenheid met die Vader en die Gees saam. Hy openbaar die Vader se liefde en smeek die koms van die Gees. Deur die Seun word ons nie net gered nie, maar deur die Seun word ons tuis gebring. Wanneer ons onseker of bang is, hoef ons dus nie langer oor God te wonder nie. Kyk na Jesus. In hom leer ons God ken. Hy lei ons na God toe. Hy troos ons. Hy red ons. Gemeente, kom dan, want die Here maak sy hand oop en ons kry meer as genoeg. Op hierdie drie-eenheid Sondag nooi die Here ons opnuut na sy tafel. Die Vader wat met liefde voorsien. Die Seun wat homself vir ons gee. En die Heilige Gees wat ons harte vul met hoop en vrede. Met oop hande ontvang ons uit sy volheid meer as wat ons verdien. En dit ons meer as wat ons verwag. Tafel 4 kom nader. Die Here se hand is oop en sy tafel is gereed vir ons.
sien nou in hierdie bank vir Tannie Susan en ek sien vir Tannie Bokkie. Want as die bank is dan nog iemand anders wat die bank bedien word. Dan sien jy ons laaste tafel. Breek vanmôre vir 'n laaste keer brood. Gaan nie oor hierdie brood nie. Het gaan daaroor dat Jesus se liggaam vir my en vir jou aan die kruis gespeel is. Wanneer ons hiervan drink, dink ons aan die bloed van Jesus wat vir my en jou sonde aan die kruis gevloei. Dit is ook sy verdrag. Handelinge 2 vers 14. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voor in die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat in die naam van die Here aanroep sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. En daarvan weet julle self. God het besluit om dit vooruit te bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit is immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand en ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja, meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe. Want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat die troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Geliefdes, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van Christus vooruitgesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie en sy liggaam het nie vergaan nie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie en tog sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande in jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak.
Gees, ons aanbid U grootheid, U almag, die misterie van Vader, Seun en Heilige Gees. Here, in ons hart leef dankbaarheid, dat ons vanmôre op hierdie manier kon ervaar en kon beleef, dat U 'n God is wat in die volle drie-eenheid met oop arms staan vir ons as sondaar mens. Miskien kan die wêreld dink ek is nie goed genoeg nie. Miskien kan ander mense dink, familie, vriende, kollegas by die werk, maar U, Here, U arms is oop na my. En ek hardloop in U arms in vanmôre. Dankie. Dat in die gewoel van hierdie wêreld, in die besig wees met ons programme en alles wat ons vanmôre kom doen, U ons opgehef het en hierheen gebring het. Om hier saam, as broers en susters, met ons hemelse Vader ook teenwoordig te wees. Here, ons wil luister, want ons so dankbaar is vir die God wat ons aanbid. Ons kan nie beskryf, maar ons hart in die arms. Amen. Mag die drie-enige God met ons wees op elke pad wat ons stap. Maar ons mag gaan, weet dit, God bly met ons. Wanneer die pad swaar raak of ons struikel, trek die Vader ons in liefde weer nader. Die Seun loop langs ons as ons verlosser, en die Heilige Gees versterk en lei ons elke dag. Gaan daarom met moed en hoop, want die Here laat ons nooit alleen nie. God bly met ons, waar ons ook al mag wees. Amen.